Welkom terug. Ek gaan nog so een boodskapie gee in hierdie aflewering oor wat is die evangelie. Ons het in die vorige gekyk wat is sonde, en nou gaan ons kyk na wat is die medisyne. Wat is die voorskrif vir sonde? Hoe het God gedeel met die mens se sonde? Is dit die wet? Ons het nou reeds gesien dat Paulus het baie duidelik gemaak dat die wet kan niemand red nie. Die wet kan bloot kennis van sonde bring, en die wet is soos 'n onderwyser, 'n gids, 'n leermeester wat ons kan druk in die rigting van die oplossing, wat vir ons die medisyne kan aanbeveel. Maar dit is nie die medisyne nie, dit is nie die oplossing nie. Ons het gelees ook in Romeine 3:21, dat die geregtigheid, nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en profete daarvan getuig. Dit laat my dink aan Moses en Elia, wat saam met Jesus op die berg van verheerliking verskyn het, en ek glo God wou hierdie punt juis onderstreep, toe daar 'n wolk kom, en die volgende oomblik is net Jesus te sien, en die disippels hoor die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom, want Moses was verteenwoordigend van die wet, Elia was verteenwoordigend van die profete, die wet en die profete. Maar God wil duidelik stel dat daardie tyd is verby, daardie bedeling is verby, hulle het hulle doel gedien, hulle mond nou uit is soos 'n rivier wat uitmond in die see. So die mense geregtigheid, opgerig deur die wet, of enige geregtigheid gebaseer op wet of godsdiens of rituele, is nou, soos die Engels sê, obsolet, is nou van nul en geen waarde, want God het sy geregtigheid geopenbaar, en waaruit bestaan dit? Die geregtigheid, vers 22, naamlik van God deur die geloof, nou hierdie vertaling sê in Jesus Christus, wat glad nie sin maak nie, en ek sal sê hoekom, vir almal en oor almal wat glo. So hy sê 2 keer geloof in Jesus Christus vir almal, en eintlik wat daar staan in die Grieks, en ek kan nie verseker is wat in die Grieks staan, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof van Jesus Christus. En dis 'n baie belangrike aspek van ons evangelie. Trouwens, dit lê eintlik aan die hart van wat ek wil sê oor die evangelie van Jesus Christus. Die goeie nuus is dat die druk is van my af. Dit gaan nie oor my geloof nie. My geloof kon niemand red nie, kan myself nie eens red nie. Wel, my geloof in dit wat Jesus gedoen het, in Jesus se geloof kan wel vernuwing van my gemoed bring, kan wel lig bring in my lewe, kan wel leiding bring in my lewe, maar dit is nie wat my red nie. Ons is gered lang voordat ons kon dink om te glo. Dis die geloof van Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Net so 'n paar woorde oor hierdie verlossing. Christus, sê Paulus op 'n ander geleentheid vir ons, ek dink hier in Galasiërs 4 of iewers, Christus is die einde van die wet. En ek het reeds daarop gewys dat die wet mond uit in Christus. Christus as einde van die wet, die Griekse woord vir einde daar is telos. Dit is nie einde van die wet, dit is nie die einde soos die einde van 'n pad nie, of die einde van hierdie lesenaar waarop ek sit nie. Die einde is die telos, die doel, the purpose of the law, is Christus. Die wet moet ons by Christus uitbring. Die kennis van die sonde moet ons dwing om te kyk vir 'n verlosser. So die wet kan ons nie red nie, godsdiens kan ons nie red nie. Ons het gesien hoe Adam en Eva in die tuin besig was om vyeblare, dit was hulle eerste reaksie, was kom ons doen iets om ons naaktheid te bedek. Kom ons probeer ons naaktheid te bedek en God te beïndruk deur ons vyeblare, en dit was amper asof hulle so, selfs ten spyte van hulle vrees, toe hulle uiteindelik God se stem hoor en uitkom uit die bosse uit, wou sê, kyk, ons het daarom nou ons naaktheid bedek, en God sê onmiddellik, dis nie aanvaarbaar nie, ek sal vir julle bedek. Ek sal vir julle 'n kleed gee.
Ek sal vir julle geregtigheid teruggee, maar dit sal kom deur die bloed van 'n onskuldige wese, die bloed van sy seun, wat hy die evangelie reeds daarin verkondig, maar prakties in die geskiedenis daar slag hy 'n bokkie, gebruik die vel, seker nog met bloed aan die binnekant, om hulle naaktheid te bedek. En daarin spel hy die evangelie uit. En dis waarom ook toe Kain en Abel hulle offers bring. As jy wonder, hoekom het God nou Kain se offer verwerp en Abel se aanvaar? Abel het die boodskap gekry. Abel was gehoorsaam aan die feit dat God gesê het, slegs deur bloed, die bloed van 'n onskuldige wese, kan ek julle offers aanvaar, kan ek met julle 'n gemeenskap hou, want dit is die evangelie, dit is wat gaan gebeur. En hier kom Kain in sy halstarrigheid, en hy sê, nee, wat ek sal God beïndruk met die werk van my hande, met my vyeblare, wat op daai stadium sy vrugte en groente was, wat hy self geplant het. En ons as mens voel so 'n bietjie gebelgd vir arme Kain. Maar ons sien dit later wanneer hy sy broer doodmaak, daar was al reeds die saad van sonde in sy wese. So wat God vir ons sê, is ek maak julle regverdig, ek sit julle geregtigheid, regverdig beteken om in die regte verhouding met God, daar is net een manier om in die regte verhouding met God te wees, dis nie deur 'n stelsel nie, dis nie deur 'n stelsel van wette, reëls en regulasies en rituele nie, dis nie deur godsdienstige praktyke nie, ek gee vir julle 'n lewe, ek gee vir julle die lewe van my seun, maar in die tussentyd was God bereid om in sy verbondsverhouding met sy volk ook die bloed van lammers en bokke en stiere te aanvaar. Maar aan die einde van die dag was dit die lewe van sy seun wat vir ons die prys betaal het en gered het. Ons praat verder.